Nou Spreuke 24 praat van die rechtvaardige sal 7 maal val, maar weer opstaan. 7 maal val, maar weer opstaan. Nou hier is die probleem. Ons val, en as ek praat van val, praat ek van ons word afvallig. Ons hou op om God te dien. Ons doen dinge wat ons weet nie reg is teenoor God nie. Ons is afvallig, ons is nie meer by Jesus nie. Dis wat ek bedoel. Nou, daar was 'n tyd in my lewe waar ek geval het aan die stofdraai. Nou, ek weet nie of u dieselfde soos Wous was nie. Nou, ek het lelike verskonings gebruik om nie by die Here weer te wees nie. Hey, ek wil hê jy moet my hoor as ek dit sê. Ek het gesê, Here, net nie nou nie, ek is nog nie gereed nie. Ek het in my brein vasgemaak, die naweek, as die laaste naweek waar ek syp, dan gaan ek mos nog weer vir Jesus dien. Die realiteit is, ons gaan nie vir mekaar lieg, ons het klomp verskonings, as het kom by teruggaan na die Here toe. Jy sit nou daar, sê jy, weet jy, ek het die Here so vurig gedien, maar ek kom net nie op nie. Jy kom op, jy val nie op nie. Hou op verskonings het om die Here te dien, omdat die lekkerste in die wêreld lyk te lekker. Dis te lekker, man, weet jy hoekom het lekker is? Kom ek verduidelik jou hoekom. Want die wêreld behandel jou asof jy belong. Terwyl jy in die huis van die Here behandel word, asof jy nie belong nie. En as ek dit sê, as het omdat dit het 'n steeds geword in die huis van die Here. Maar in die wêreld is ons allemaal papdronk en asfaltvoete en vuil, en ons allemaal eet laat die kooi loop, en ons aanvaar mekaar. Ons beklei vandag, môre lag ons oor dit, maar in die huis van die Here word jy uitgeken as jou hoed skeef gesit het. Jy word uitgeken as jou skoene te groot is. Jy word uitgeken as jou hemp gekrekel was. Daar word van jou 'n voel gemaak as iets wat jy aan jou het nie reg sit nie. Jy word in 'n kategorie gesit in die huis van die Here, maar daar is geen verskoning dat jy moet bly lê nie, want die duiwel is besig om vir jou te lieg. Jy kan nie opstaan nie, so jy beter van jou oplig en sê, Here, hier is ek. Een keer bekeer, altyd bekeer se voet. Gaan terug na die Here toe en sê, Here, ek gee myself oor aan U. Wees Paulus was elke dag opnuut sy hart vir die Here gee. Ek onthou ek was baie jonk en elke Sondag het my ma se oudste suster uitgekniel om te gaan bekeer, en eendag vra ek vir, nou Tannie, hoekom doen Tannie aan dit? Sy sê vir my, jy moet dit een ding onthou, is belangrik dat jou lewe elke dag aan God gee, want elke dag is jy 'n nuwe mens, as jou lewe aan God gee. Staan op, jy kan as jy wil, jy kan as jy wil. Die miracle is nie in jou val nie. Die miracle is in jou opstaan. Jy moet vir my hoor wat ek sê. Baie mense geniet het omdat jy geval het. Want hulle hoor weer die skerp woorde wat uitkom met die leier eienskappe is besig om weg te kooi. Want as jy met die Here staan, jy jou autoriteit en jy staan in jou plek waar jy behoort. Maar omdat jy geval het en jy's afvallig, staan jy op 'n plek, jy wil nie te veel sê nie, want hulle gaan vir jou sê, jy dien mos lankal nie met die Here nie, waarvoor wil jy so baie sê? Dit is tyd vir jou om op te staan. Vir te lank gebruik jy verskonings en sê vir God, jy kan nie nou nie, jy moet eers jou lewe uitsort nie. Jou lewe was nie uitgesort die eerste keer toe jy bekeer het nie, maar na dit stelselmatig het die Here jou gebring op 'n plek waar jy uitgesort was, en toe die duiwel sien jy so kan jy, toe kom hy en hy belieg jou. Jy moet mos nou eers reg lyk om te bid vir God. Jy moet eers nou reg op 'n regte plek is om te bid vir God. God is steeds waar jy hom gelos het. Want dis wie die Here is. Wees God. Rek jou reg rikkertjie aan mekaar kom, jou val blameer. Staan op, jou opstaander.